Goeiemôre, good morning. Kan jy nog so 'n paar ander nootjies bysit? Klink dit te veel na moet ek 'n Vrydagmiddag gee, moet ek 'n Woensdagoggend, Nee, wat soek nee, jy? Vrydagoggend. Vrydag. Wanneer jy hom kan. Hallo daar, goeiemôre. Nou ja, as jy nog sukkel om jou oë te kry na daai Nee, een. kom nog 'n ring ching ching by. Ring, ching, ching. sê die was masjien. Ja, as jy nou nog sukkel om jou oë te kry na hierdie een op so 'n goeie Woensdagoggend, moenie bekommer nie, ons is hier om met goeie musiek en nog beter geselskap vir jou wakker te maak vanoggend waar jy ook al mag Ja, wees. welkom Els. aan. Lekker dat jy ons ook join vanmôre. Ja, inderdaad, so en daar's heel wat gebeur, nê. Vandag is weer een van daai programme wat vir my voel asof dit 'n wyeer verskeidenheid as gewoonlik bied. Iets van als. Propvol. definitief. So kan ek julle vertel? Asseblief, laat weet vir ons. Goed. Vandag kom kuier Terina Wenzel de Tooy en Dr. Henry Kriel om ons meer oor Loslede Dag 2026 en die belangrike boodskap van inklusiwiteit te vertel. Arie Rautenbach deel sy ongelooflike 4000 km fietstog deur Europa en sy stryd teen die stigma rondom Parkinsons. Ons toets ook die Zimbabwese smaakmaker Jigo Jordan se Afrikaans en Tino kuier met 'n voorsmaakie van sy nuwe enkelsnit Boland, sommer hier in die ateljee. Ek het van daai een naam gehou, Jigo Jordan. Dis baie mooi, né? Ja, Jigo Jordan. Dis 'n Sommer net lekker so. enetjie. Ek hoor net hoe word hy aangekondig. Ladies and gentlemen, Jigo Jordan. Dit vals dus mooi alliterasie, né? Ja, dit val lekker, maar jy het vir ons 'n interessante storie om jou af te skop. Hier's 'n baie interessante een. As jy nou binnekort vlieg, is daar 'n belangrike verandering wat jy van moet kennis neem, want nuwe internasionale riglyne bepaal nou dat jy nie meer sommer jou selfoon skootrekenaar of jou sogenaamde powerbank in jou ingeboekte tas mag gooi nie. Die internasionale lugvaartorganisasie het in 'n poging om die risiko van brande aan boord te verminder van die begin van die jaar af alreeds rondom batterye strenger reëls gemaak. Lugrederye soos Lyft herinner passasiers nou dat enige toestel met 'n lithium-ion battery in jou handbagasie moet wees. Hier is egter 'n paar vinnige wenke vir jou volgende vlug. Passasiers word aangeraai om 'n sogenaamde powerbank of foon eerder in die sitpleksak voor hulle te hou as in die rak bo hul koppe. Passasiers mag al toestelle tydens die vlug gebruik, maar moet dit afskakel wanneer die vliegtuig opstyg, land of op die aanloopbaan beweeg. Hierdie riglyne is egter van toepassing op meer as net selfone. Dink byvoorbeeld aan jou kamera of jou slim oorlosie, jou e-leser en selfs jou elektriese tandeborsel. Kan jy dit glo? Hou jou toestelle in 'n plek waar hulle sigbaar is. 'n Beskadigde battery kan vinnig oorverhit. As jy enige hitte of rook by jou toestel opmerk, spesiaal as jy vlieg, moet jy die kajuitpersoneel dadelik in kennis stel en onthou, as hulle so 'n battery in jou ingeboekte tas kry, sal hulle miskien jou tas oopmaak of dalk selfs van die vlug af verwyder. Pak dis nou maar eintlik eerder liewer reg. Snaaks, ek is dit verlede week deur. Ek het die week van tevore 'n storie gehoor juis oor een van hierdie kragbanke of powerbanks wat daar bo begin rook het. En toe moes hulle terugdraai. So as die ding redelik oud is en hy's gekraak byvoorbeeld, Ja. moet hom nie op die vlug vat nie. Vir 'n begin. Maar dan was hy ingeboek in jou tas wat jy inboek of het die ou mens se hand? Ja, hy was in sy handbagasie bo in die lugruim. En omdat die druk verander daarbo, Ja. is daar ander dinge wat gebeur in daai tipe van toestelle. Very interesting though. So, dink daaraan, waar sit jy jou nou as jy vlieg, Elsa? Die my sogenaamde powerbank dan nou. ja. Nee, dis gewoonlik in my rugsak. Ek dink ook nie dis nie noodwendig iets wat ek al op die vliegtuig moet gebruik nie. Ja. Ek pak dit maar in. Ja. Sou 'n mens dan nou, jy weet, daar besig wees met 'n uitstappie of so Ja. en jou foon se battery word pap. Maar ek wonder wel hoe hulle dit suksesvol gaan reguleer. Ja. Want as ek byvoorbeeld dink aan hierdie, soos wat jy nou genoem het, jy weet die selfone wat afgeskakel en aangeskakel moet word. Baie mense steur hulle nie in die reëls Dis nie. waar. Het jy al agtergekom wanneer 'n mens land? En ek sê ten minste dink sit net, jy weet, skakel jou foon se klank af. Asseblief tog. Maar jy hoor net dan kom dan boodskappe Ding ding deur. ding ding. Ja, Ja, as jy nog begin voordat hulle dit afsak. mag aanskakel. Ja. So ek weet nie hoe hulle dit gaan reguleer nie. Ek weet nie hoeveel mense hulle daaraan gaan steur nie, maar op die einde van die dag gaan dit oor veiligheid en dis die belangrikste. Moes jy ooit jou tas oopmaak by die lughawe? Het hulle al vir jou gesê, sorry meneer Koen. Ja, maar nie noodwendig dan omdat ek nou so iets 'n lithium battery of iets nie. Ek probeer maar gewoonlik daai goeders ook meestal by my as handbagasie dra omdat dit 'n waardevolle item is. Ja, Ja, dis is So as jy ook mos incheck, dan sê hulle vir jou, is daar iets of dat of dat. So ek probeer dit maar altyd by my, maar ek sien al hoe word as jy almal nou sit, dan word die batterye so in die gang geplaas of jy kry 'n stiker net om te sê seat number A7, daar sê meneer, ons sit hom vir jou nou terug. Nee, Presies. soos Net 'n so. kleuterstootwaandjie wat jy daar
oorlos. Net so. Goed, nou so van die een storie na die volgende. Pieter, jy dan nou vroeër in die jaar met een van ons in diepte gesprekke met advokaat Pikkie Greef oor operasie Floreer Yep. en die haglike omstandighede waarin die soldate by Fort Ikapa basis in Goodwood moes leef gesels. So dit klink dan nou vir my asof daar einde ten laaste so 'n bietjie van 'n ander situasie dan nou is wat dit betref. So Laat ek ek gaan hoor. jou op hoogte bring. Bring ons op So 'n bietjie verligting. Die nasionale tesourie het die vrystelling van 823 miljoen rand aan die Suid-Afrikaanse nasionale weermag goedgekeur. Nou hierdie fondse is vir 'n nasionale ontplooiing teen bende misdaad en onwettige mynbou wat reeds 5 maande gelede aanvang geneem het. Operasie Floreer geoormerk. Nou ja, die tesourie het in 'n verklaring bevestig dat die minister van Finansies die vrystelling ingevolge die begrotingswet goedgekeur het. Volgens die departement was dit die vinnigste beskikbare meganisme om die geld beskikbaar te stel nadat die wet op 16 Julie bekragtig is. Die departement van verdediging het intussen die ontvangs van die fondse bevestig en aangedui dat dit nou na die betrokke eenhede versprei sal word. Die vrystelling van die geld kom te midde van regsaksie deur die weermagvakbond SANWU. Die vakbond het 'n prokureursbrief aan die minister van verdediging Angie Motshekga gerig oor die haglike toestande waarin soldate by die Fort Ikapa basis in Goodwood gehuisves word. Volgens die vakbond moet 146 soldate in 'n lekkende vliegtuigloods woon sonder voldoende sanitasie of warm water. Wat die effektiwiteit van die operasie betref, sê die waarnemende minister van polisie, professor Feroz Kachalia, dat dit nog te vroeg is vir 'n finale beoordeling. Hy het egter in 'n parlementêre antwoord aangedui dat voorlopige syfers 'n afname in sommige misdade in bendegetuisterde gebiede toon. Mooi. So, wat dink jy daarvan? Ek bedoel, jy het nou daai gesprek ook gevoer laas. Ek dink dit is baie goed. Is jammer as dit te laat is eintlik en die goed is al gedoen en ek dink die skade is ook al gedoen met die soldate want as jy van die begin af daai mense happy hou en gelukkig kan hou en tevrede kan hou, is soveel meer. Hou daai nuusmoraal, hou die moraal op. Maak seker want hierdie ouens, hulle is veronderstel om as hulle moet reaksie toon, dan moet hulle laat waai. En dan moet hulle op die regte plek wees. En waar hulle was, dink ek is dit 'n kwessie van voete sleep. Ag, moet ons regtig uitgaan? Hulle kyk nie na ons nie. Hoekom moet ons nou hierdie werk gaan doen en baie uitdra? groot ding. Dis baie groot ding. En dis 'n baie belangrike verantwoordelikheid, jy weet, wanneer 'n mens kyk na die Suid-Afrikaanse nasionale weermag oor die algemeen. Ja. Ek wonder net, 'n mens kyk na die afgelope tyd se gebeure in die land en ek wonder net, ja, dit is eintlik maar 'n situasie om oor die algemeen nogal dop te hou. En jy weet wat else, dis daai ou sê ding, an army marches on its stomach. As daar nie ordentlike voldoende kos is wat hierdie ouens aan die gang kan hou nie. Absoluut. Dis die eerste en die onmiddellike plek waar jy moet begin. Eerste plek. Sonder twyfel. Ek stem 100% saam. Ons almal kan daarvan getuig as ons nou na 'n gastehuis toe gaan, solank ek lekker kan slaap, lekker kan eet en al die geriewe het wat nodig is om die gesiggie te laat blink en die oogies te laat skitter, is ons daar. Bly net waar julle is. Ons gesels net hier na Loslede Dag en soveel meer. Dit alles hier saam met ons vir Goeiemôre, good morning.